Vandag is Hemelvaart en saam met die kerk wêreldwyd vier ons 40 dae nadat ons Paasfees gevier het, die wonderlike gebeurtenis van Christus wat opgevaar het na die hemel. Soos wat ons belydenis ons leer, hy het opgestaan op die derde dag, hy het opgevaar na die hemel, waar hy gaan sit het aan die regterhand van God die Vader, die Almagtige, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ons bely dan verder, ek glo in die Heilige Gees, ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, ek glo in die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en die ewige lewe. Hierdie gebeurtenis van die hemelvaart beteken nie dat Christus afwesig is nie. Dit beteken veel meer as dit. Dit beteken dat ons nou in 'n lewe leef waar Christus vanuit die hemel uit regeer, soos wat ons belydenis sê. Die evangelieskrywer Lukas skryf op 2 plekke aangrypend oor die hemelvaart, en dit is aan die einde van die boek Lukas en dan in die begin van die boek Handelinge. En ek gaan vandag vir ons lees uit Lukas 24 van vers 45. Jy is welkom om saam met my te lees op die skerm. Daarop het hy hulle verstand daarvoor geopen om die skrifte te verstaan en vir hulle gesê, so staan daar geskryf dat die Christus moet ly en op die derde dag uit die dood opstaan, en dat in sy naam bekering tot die vergifnis van sondes aan alle nasies verkondig moet word. Julle moet by Jerusalem begin en getuies van hierdie dinge wees. En kyk, ek sal die belofte van my Vader na julle stuur, maar bly julle in die stad totdat julle met krag uit die hoogte toegerus word. Daarna het Jesus hulle uit die stad gelei tot by Betanië. Hy het sy hande opgehef en hulle geseën. En terwyl hy hulle seën, het hy van hulle af weggegaan en is in die hemel opgeneem. Hulle het hom aanbid en met groot blydskap na Jerusalem teruggekeer. En hulle het God voortdurend in die tempelterrein bly prys. Hierdie is 'n aangrypende gedeelte, 'n gedeelte wat vir ons sê dat Jesus se laaste handeling met sy disippels was om hulle te seën. En natuurlik is hierdie een van die ou temas wat al hier in Genesis 12 tevore kom, wat sê dat die Here ons seën sodat ons ook ander mense kan seën. Christus word opgeneem in die hemel, sê Lukas 24, en ek hou so baie van hoe N.T. Wright hieroor skryf. Hy sê die volgende, hy sê, die punt van die hemel is tweeledig. First, heaven relates to earth tangentially so that the one who is in heaven can be present simultaneously anywhere and everywhere on earth. The ascension therefore means that Jesus is available, accessible, without people having to travel to a particular spot on the earth to find him. And second, heaven is, as it were, the control room for earth. It's the CEO's office, the place from which instructions are given. All authority is given to me, said Jesus at the end of Matthew's Gospel, in heaven and on earth. Jesus is nou met die verheerliking, onthou ons dat hy is gekroon as die koning van alle konings. Of soos N.T. Wright sê, die CEO van die wêreld, en van daar af gee hy nou opdragte. En ons kan hierdie opdragte uitvoer as sy liggaam van die wat geseën word om 'n seëning in die wêreld te wees. Wat my ook opval in hierdie teks is dat die kerk het net soos hierdie vroeë disippels hierdie 10 dae tussen Hemelvaart en Pinkster gebruik om regtig weer net opnuut opgewonde te wees oor die geskenk van die Gees wat, soos Lukas hier sê,
ons van bo af sal bekragtig. Party vertaling sê, wag totdat julle van bo af beklee sal word. En mag hierdie volgende 10 dae ook vir ons as Fontainebleau Gemeenskapskerk saam met die res van die wêreld 'n tyd wees waar ons ook voorberei vir die vieringe van Pinkster. Pinkster is hierdie jaar die laaste Sondag van Mei en jy kan dalk hierdie 10 dae gebruik om net weer opnuut jou hart voor te berei vir die wonderlike waarheid dat ons nie alleen is nie, dat Jesus in die hemel regeer en dat elkeen van ons die alomteenwoordige Christus kan ken en dat dit deur die Gees van die Here is. En mag die Here ons lei. Ek hoop vandag is ook 'n tyd wat jy net opnuut kan onthou, daai prentjie in Lukas 24 van Jesus wat met sy hande uitgestrek sy disippels seën. Terwyl hy hulle seën, het hy van hulle af weggegaan en is in die hemel opgeneem. Hulle het hom toe aanbid en met groot blydskap na Jerusalem teruggekeer en hulle het God voortdurend in die tempelterrein bly prys. Mag die Here elkeen van ons in hierdie viering van Hemelvaart net herinner dat ons Christus kan dien. Christus wat alomteenwoordig is en gekroon is as die koning van die heelal. Kom dan bid ek vir ons saam. Here, dankie dat U by ons is. Dankie dat U Hemelvaart nie die hemelvaart is wat U afwesigheid aantoon nie, maar dat dit U kroning as koning van die koning en Heer van die heelal in die hele wêreld verkondig. Help ons om as geseëndes ander te seën en dankie Here dat U ons nie as wese agterlaat nie, dat U U Gees op ons uitgestort het en mag hierdie volgende 10 dae totdat ons Pinkster saam vier, net vir elkeen van ons opnuut 'n herinnering wees van hoe wonderlik dit is dat God naby is, dat U naby is. Wees met ons vandag, waar ons ook al gaan, bid ek in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Ek hoop jy het 'n wonderlike Hemelvaartsdag.